Ons update gou-gou oor die VSA-Iran oorlog saam met die Joodse staat, né? Libanon ook daarbey ingetrek. Reg, so Trump sit so half tussen die duiwel en die diep blou see. Hy sit so tussen Bibi Netanyahu en die midterms verkiesings wat hier aan die einde van hierdie jaar is. So die Jode het Trump gevang met 'n slapriem. Hulle het vir hom beloof in Januarie en Februarie maand dat hierdie oorlog met Iran baie vinnig gaan wees. Dit sal 'n Venezuela jobbie wees. Jy bom die Supreme Leader se huis en jy maak hom dood en onder andere 'n skool met 'n klomp klein kindertjies in. En op die ou einde van die dag dan stort die hele Iranese regering in mekaar, want hulle is eintlik 'n kaarthuis en ja, die mense sal so gedemoraliseer wees, hulle sal so bly wees dat die Amerikaners hulle kom bevry het van hulle diktatoriële regerders, hulle tirannie wat oor hulle regeer. Dis wat die Jode en die Mossad vir Trump kom vertel het. Nou ja, en vandag weet ons almal dis 'n leuen. En dit wat ek jou nou vertel word algemeen in die mainstream media in die VSA vertel. So dit wat ek jou nou sê is nie 'n leuen nie, moet maar net gaan soek. So nou wil Trump dringend vrede hê. So vrede is nou 'n krisis want die midterm elections kom aan en die Amerikaners is kwaad want hy het hulle in nog 'n oorlog gaan indruk in die Midde-Ooste. Hulle basisse is vernietig. Groot klomp soldate het seer gekry, klomp is dood. So hy het nie voldoen aan sy beloftes nie, hy's maar net 'n leienaar, net nog 'n politieke leienaar. En voorts het hy die olie is afgesny, die olie en diesel en petrol daar by die pomp in Amerika het baie duurder geraak, die inflasiekoers is op. Ja, so die Amerikaners, die gemiddelde Amerikaner is nie gelukkig met Trump nie. Nou ja, so hy moet nou weer probeer om 'n support op te bou. Sy ondersteuningsbasis het geval na 35%. Die blanke mans het hom verlaat. Veral die jong blanke mans het gesê, maar ons is nie lus vir hierdie probleem nie. Ons sal liewers iemand anders gaan kry, maar ons gaan nie weer vir ou Trump stem nie, want hy het ons belieg en bedrieg. Wat waar is? Dis alles waar. So Trump is op soek na 'n vinnige vrede in die Midde-Ooste, maar die Jode gaan hom nie toelaat vir 'n vinnige vrede nie. Want die Jode het die oomblik toe hulle begin met die Iranse oorlog gesê, hier's ons kans, ons gaan nou Libanon invul, ons gaan die grondgebied steel, terwyl die Amerikaners besig is met Iran, weet jy wat gaan ons doen? Ons gaan ons bure bom, hulle grond steel en hulle huise platstoot. So ja, nou is dit 'n krisis. Iran het sy vredesvoorstelle, het hy gekonnekteer aan die vrede in Libanon, menende die Jode mag nie meer daar bom nie. Die Jode gaan nie ophou bom nie. Nie vir Trump nie. So, en die straat van Hormuz gaan geslote bly. En mens kan sien aan die krisis in die Amerikaanse regering, dat dinge nie lekker is tussen Bibi en ou Trump nie, na aanleiding van J.D. Vance se uitsprake. En ek gaan dit gou vir jou speel hierson. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Ek moet vir julle sê, ek het nie gedink ou J.D. Vance het die ruggraat gehad om dit te kan sê nie. Ja, en dit is waar. Jy sien, die Joodse staat sit so aan die bors van die VSA, en hulle suig al die melk op. Die melk wat bedoel is vir die VSA se kinders, die suip die Joodse staat op.
vir oorloë en bomme op mense, huisgesinne, stede, burgerlikes. Ja, dis waar die Amerikaanse belastinggeld gaan. Daar sê hy dit 2/3 van die wapens kom daar van die VSA af. Jy weet, dit is so interessant dat die Jode sê, hulle is nou Israel, maar lyk vir my, hulle God kyk toe nou nie na hulle nie. Hulle moet die Weste gaan vra vir hulp, as dit nie geld is nie, is dit vir wapens. Nou ja, maar hy het ook verder gegaan. Kyk, J.D. Vance het behoorlik sy mond uitgespoel. Hoekom? Want die Jode bly Libanon bom. En dan sê Iran wel, dan bly die straat van Hormuz toe. 'n Ou moet net mooi onthou, voordat Trump hierdie stupid oorlog begin het, was die straat van Hormuz oop en almal kon vrylik beweeg. Daar was nie moeilikheid nie. Daar's nou moeilikheid, want die magsbalans binne in die Midde-Ooste het verander. Naamlik, die VSA het sy gat gesien met hierdie oorlog. Die Joodse staat het hulle gat gesien. Ons kan dit sien, maar daar's absolute hysterie oor hierdie Iran-VSA vredes ooreenkoms wat hulle probeer sluit, wat hulle nie gaan regkry nie. So, ja, die Iranese het die oorlog gewen. Hulle die straat van Hormuz gevat, wat eintlik hulle sin is onder territoriale waters. Die Persiese Golf is eintlik hulle sin. Die naam sê dan 'n Persiese Golf. So met die gevolg is, ja, daar is 'n groot krisis in die VSA. En toe het ou J.D. Vance onder andere ook die volgende gesê, ek sal dit gou vir julle pos. Ja, kom ek lees. You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. Nou, daar's nog nooit waarder woorde gespreek as dit wat deur ou J.D. Vance gesê is nie. Maar die Jode is nie geplan nie. Oorlog, die Bybel sê, hulle gebruik oorloë om hulle dinge te doen, want hulle is Esau. Esau sal leef van sy swaard, sê die Bybel. Nou, die wêreld is eintlik in 'n baie groot krisis. Nou, mense kom dit nie agter oor die algemeen nie, want hier by ons in Suid-Afrika is daar nog diesel en petrol en parafin en olie en so aan. Maar eintlik is die wêreld in 'n massiewe krisis met hierdie sluiting van die straat van Hormuz, danksy Trump en Bibi. En die wêreld is kwaad daaroor. Want vir al die Europese ekonomieë gaan nie oorleef nie. In so 'n mate was die krisis dat die VSA hulle strategiese oliereserwes gaan verkoop het aan Europa om hulle aan die gang te hou in die laaste 3 maande. En hy erken dit. En dan gaan hy verder, want jy sien, hulle het nou natuurlik vir hom kom sê, hulle is op rock bottom wat betref daai olietanks. Hulle sien die onderkant, ou maat. En die probleem gaan nie opgelos word as, kom ons sê, vandag gaan die straat van Hormuz oop. En daar gaan 120 of 1000 skepe per dag daar uit, so vinnig soos hulle kan volmaak, daar gaan hulle. Selfs dan sal dit hierdie wêreld nie red in terme van die oliekrisis nie. En die oliekrisis gaan nie nou wys nie, hy wys in die volgende 3 na 6 maande, na 12 maande toe, gaan hierdie oliekrisis begin wys. So, en hulle kry nie die straat van Hormuz oop nie, die Iranese het vasgeskop. Ja, die Iranese is reg. Ja, ek meen, jy kan nie die VSA vertrou nie, jy kan nie die Jode vertrou nie, ek meen, dit is baie duidelik. En daar kan geen vrede wees in die Midde-Ooste, as daar nie vrede is ook met Libanon nie. So as die Jode hulle nie kan beheer nie, want ek meen, as hulle nie Libanon bom nie, dan bom hulle Sirië, en as hulle nie Sirië bom nie, dan bom hulle Gaza, as hulle Gaza bom nie, dan bom hulle die Wesbank, of Iran. So wie is die probleem? Is dit Iran wat die probleem is? Is hulle die terroriste? Nee, die terroriste is die Joodse staat. As 'n mens dit verstaan, en jy verstaan hierdie hele oorlog kom daar van die Joodse staat af, en die olietekorte wat ons gaan sien, en die krisisse, en alles wat nie gaan werk nie, omdat daar nie olie en diesel en petrol is nie, is as gevolg van die Joodse staat. As jy net daai ding kan verstaan, hulle sit agter, hulle is die argitekte agter hierdie hele groot gemors. En die VSA was ou Bibi se skootbrak. So, wat hulle nou op hom het, die weet ek nie. Ek hoor ou Bibi hulle die Knesset het op 'n stadium gedreig, dat as Trump nie toegee en maak soos ou Bibi hulle sê nie, dan gaan hulle die Epstein files release. So, hulle het seker iets op hom. Ek glo nie ou Trump is so onskuldig nie. Ek dink hy's net een groot sot. Maar hy het homself in hierdie ding aan, en hy sal nie hier uit nie, en hy sal die midterm elections verloor.
En ons gaan sien hoe die FSA dollar in mekaar stort, FSA ekonomie in mekaar stort, want eintlik het Iran die hef in die hand. En die Joodse staat gaan geen vrede daar toelaat nie. So, ons kyk maar wat gebeur. Maar ons moet ons klaarmaak vir groot moeilikheid. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out, and there'll be a time when you wouldn't be able to get it, and you want to see Bedlam? Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out, and there'll be a time when you wouldn't be able to get it, and you want to see Bedlam?